Groete geliefdes. Dat is weer een wonderlijk evangelist aan die pad van de Aar en van Lukhof. Ik was een toe en they call me the good news man. De goede nieuwsman aan die pad van de Aar. Ik was hier om de Heer te dienen en de Heer te eren te loof. Ik zit vandaag hier met mijn vriend aan die pad van Lukhof. En neem aan, ik ga hem zelf voorstellen, die man van God. Hier is vreemde leer. Evangelist Olifant, aan die pad van Lukhof. Ja, ijverig, handig om die Here te dien. So ons wil vandag vir julle iets sê uit die woord van die Here uit. Amen. Iets kom vandag by my op, terwyl ek so hier vir my reg maak vir die erediens. En ek het dit genoem en ek wil dit weer noem vandag, is dat waar of laat ek dit so noem, Nee, laat ek dit so noem. Iets kom my op vandag, is dat 'n mens soms in die lewe by verkeerde plekke sit en by verkeerde plekke loop. Ja. En dan is ons altyd nie by die plekke waar ons moet wees nie. Verstaan jy? En toe kom die dinge op vandag van Dawid. Ek sê Dawid toe hy gesalf moet word. Toe sien nie by sy pa se huis. Maar omstandighede maak laat hy daai spesifieke dag in die veld is. En toe die man van die Here kom om hom te salf, toe sê hy in die veld. Die Bybel sê daar was manne in die huis gewees wat gelyk het soos manne wat kan gesalf word. Maar dit was nie salfwerk nie. En ek wil inkom in die tema wat sê, by watter tafel sit jy vandag? Daar is tafels in die lewe in wat huwelike deur mekaar krap. En daar is daar tafels in die lewe in wat ander manne se werke vat. Dan kry jy ook tafels in die lewe in wat ander se ondergang beteken. Dan kry jy tafels in die lewe in wat die mense se dood bekom. Toe wonder ek by myself, hoekom is die lewe so onregverdig? Want die man wat die olie werd is nie daar nie. En in vandag se dae aan werk ons so. Geliefdes, als werk onder die tafel, of als werk bo die tafel, of als werk om die tafel. Maar daar is 'n tafel. Dis hoekom my vraag vanavond môre is, of vanmiddag is, by watter tafel sit jy vandag? Tafel van onheil, tafel van vrees, tafel van droefheid, tafel van liefde, tafel van wanhoop, tafel van jaloesie. Ek kan die tafels noem. By watter tafel sit jy vandag? Daar is tafels wat mense by sit, wat vandag vir ander mense 'n gruwel is. Daar is tafels vandag wat ander mense in die tronkel beland het. En daar is ook vandag tafels wat
ander mense lekker laat lag, lekker laat lewe, terwyl ander mense swaar kry. Watertafel sit u vandag? By watertafel sit u vandag? Yes. By watertafel sit u vandag? Jesus. Yes. Dawid sit in die veld en die Bybel sê, hy het die beer doodgemaak in die veld in, hy self die reus vir Goliat doodgemaak. Yes. Man van die gewete van mense wat om die tafel gesit het wat hy moes gesit het. Yes. Om watter tafel sit u vandag? Dis die vraag. Yes, yes, yes. Jy kry manne wat vandag by tafels sit wat hy nie moes by gesit het nie. Maar weens omstandighede moet hy daar sit. Mense bekom vandag werke as gevolg van tafels wat hulle by gesit het. Jy bekom vandag baie dinge as gevolg van 'n tafel waar jy by gesit het. En vandag is die vraag, by wie se tafel sit jy? Jy kry pastore, jy kry ouderlinge, jy kry wat ook al, wat ek nie die moeite werd is nie. Want die olie wat op sy hoof gegooi is, was nie vir hom nie, maar dit was vir die man wat in die veld was. Die rede hoekom jy die olie op jou hoof het, jy by 'n vergeerde tafel gesit. By watter tafel sit jy vandag? Nou my broer, hoor jy praat van die tafels, met wat ons wisselt. En die gedagte kom op en sê dat van Dawid, wat Dawid sê dat u berei 'n tafel voor teenoor my teestanders. En as ek by 'n gedeelte kom en leer, dieselfde mense wat jou afgeskryf het, dieselfde mense wat aan tafel gesit het om jou val te beplan. Maar nou kom Jesus terug en hy kom berei 'n tafel voor teenoor jou teestanders, teenoor jou vyande, teenoor dieselfde mense wat jou val beplan het, wat jou dood beplan het. En my leer so aankom, kom ek by die gedeelte van Samson en Job. Dat hulle kom tot by Samson. En dat hulle kom om die geheim van Samson te kry, om die Filistyne hom gestuur het. En ek wil nie van Delilah praat nie, maar as iets omtrent Delilah wat hulle nie verstaan nie. En dieselfde nag toe Samson vir Delilah sê dat die krag lê in haar hare. Dieselfde boodskap het hulle oorgedra na die Filistyne toe. En ek weet daar's baie mense wat verstaan. En Delilah laat weet toe die Filistyne. Geleer. En die ding kom nou terug. So, die Filistyne het aan tafel gesit. Hoe om vir Samson te kry. Want ek verstaan die Bybel sê dat Delilah het gesny van Samson hare af en vergeet. En die krag van Samson was weg. Maar hulle maak die fout om die man van die Here toe te sien in die tronk. En die Bybel sê dat Samson het koring gemaal. En koring bring ons brood voor. So, Samson was alleen gewees binne in die tronk en in die ronde gestap en koring gemaal. Maar een ding het Samson nie vergeet nie. Hy het nooit vergeet om die Here aan te roep nie. Samson is alleen in die tronk, besig om koring te maak, maar hy praat ook met God.
sy Heer en Saligmaker. Daar gebeur iets. Samson kom uit. En Samson vra vir die dienaar, sê die Bybel, vat my na die pilare toe. Maar die dienaar weet nie wat in Samson se gedagte ingaan nie. En dan kom weer 'n tema, jy het my hart gesteel, maar my gedagte sal jy nie kan steel nie. So, die dienaar weet klaar wat aangegaan het in Samson se hart, omdat Samson sy hart het gepraat het met Delila. En die dienaar is deel van die Filistyne. Maar Samson se woorde gewees, Here, net hierdie keer. En as ons ook kyk in die gees en Evangelis, sien hoe die mekaar raak Delila. Ja. Sy hart op rond, sy weet die Glory. sy voel sy 'n verkeerde boodskap af te gee. Van onmiddellik. Die kom soms sy kragte weer terug. Kan ek inkom, leier? Ek hoor my leer. Met ander woorde, soos wat ek u hoor, 'n tafel is baie belangrik. Want om 'n tafel word goed te bespreek. Jy sal hoor as die mense praat en iets moet gedoen word, dan gaan jy hoor iemand sê, ons moet tafel sit. Met ander woorde, 'n tafel is 'n ding waar goed te bespreek word. 'n Tafel is nie net iets waarop geëet word nie. 'n Tafel is nie net iets wat voorberei word nie, maar op 'n tafel word iemand se dood beplan. Yes. Op 'n tafel word iemand se huwelik beplan. Op 'n tafel word iemand se werk beplan. Yes. Op 'n tafel word iemand se huwelik se ondergang beplan. Kom ons praat van 'n tafel. Okay. Jy kry 'n ronde tafel, Yes. dan kry jy 'n vierkantige tafel. Yes. Maar watter tafel sit ons by? Daar is tafels in die lewe in wat onaanvaarbaar is vir sommiges van ons. Jy kry tafels waar jy doodgemaak word. Jy kry tafels waar kerke beplan word om afgebreek te word. Jy kry tafels waar mense beplan om te loop. Jy kry tafels waar huwelike opgebreek moet word. Watter tafel sit ons by? Wat baie belangrik is. My leer, ek gaan nie baie praat nou nie. Maar daar is ook 'n tafel van verdrukking. 'n Tafel van seerkry. 'n Tafel van jaloesie. 'n Tafel van afguns. Glory. Maar wanneer gaan daar 'n tafel wees van gelukkigheid? Tafel van oorvloed. Ons as mense het die neiging, meneer, om jou val te beplan, moet ons in tafel sit. Ons moet tafel sit, ja. Ons moet tafel sit. En al die mense wat rondom die tafel sit, kry 'n spesifieke inligting om uit te vind waar jou swakpunt lê. Ek preek op 'n jare tema van come and reset your password. Hoe kom ons so sê as die ding kom in, wanneer jy vyand jou swakpunt ken, breek jy al op jou swakpunte. Maar nou kom God en sê, kom reset jou password. Ek wil jou 'n nuwe mens maak. Die mens wat die vyand ken, was gevang en was vernietig. Maar ek kom vandag om jou kom restore. Ek maak jou 'n nuwe mens. Wie ook al jou afgeskryf het, ek kom terug om jou te kom restore. En ek is vandag nie so dierbaar is om te weet by watter tafel jy vandag vertoef. Daar's 'n tafel van Lodebar, plek van verlate. Ek weet nie hoe om die ding te sê nie. Maar Dawid kom by die huis van Saul.
Net die feit. Hier kom die ding. Jonathan en David sluit 'n verbond. En hulle word bosombroers. Jonathan se pa Saul beplan David se dood. So daar was 'n tafel gesit. En Jonathan was deel van die tafel gewees. Maar Jonathan gaan beskerm sy broer David. En elke keer wanneer die geveg moet aankom, dan is Jonathan die een en David laat vlug. Ander woorde wat jy vir my sê, jy wil geluister toch? Jy wil vir my sê David was nie deel van hierdie tafel nie. Maar sy broer Jonathan sit elke dag om hierdie tafel. En hy vat die informasie, dan gaan vat hy dit David toe. So vandag in die lewe in, is dit ook oral so. Jy kry mense in die lewe in, wat om 'n tafel sit. Dan luister hy wat word daar gepraat. En dan vat hy dit wat daar gepraat word, dan vat hy dit uit. En hy gaan lekker daar buite uit. En Jonathan, dis hoekom baie keer is daar konflikte en misverstande as gevolg van dinge wat gepraat word by tafels wat buite uitgelek word. weet jy, ek gaan nie sê dis miskon wat whatever nie. Ek kan dinge sit van vandag by die tafel. En ons bespreek 'n werk. Ek moet môre gaan vir 'n interview. Maar ek deel dit met Evangelist omdat my vertroue in my broer sit. Maar met die wete sit ek ook in dit, maar ons hou nie van mekaar as 'n jaloesie wat bots. Maar ek voel, nee man, die werk is nie gemaak vir jou nie. Nee man, die kar is nie gemaak vir jou nie. Ek gaan nou uitstap en gaan buite praat wat hier binne gebeur het by die tafel. Maar Jonathan kom met 'n mooi gedagte. Jonathan berei 'n tafel voor vir Mephibosheth, by koning David. Min gewete, Jonathan het nie geweet hy gaan môre sterwe nie. Maar omdat Jonathan guns bewys het aan David, vat David dit terug na Jonathan se nageslag toe. Die kind Mephibosheth. En as ek kom by koningskap, ek is 'n swaarman, weet jy dis. As ek kom by royalty is, royalty gebeur het, ander ek die koning is, en ek het nageslag. Which means, whenever I die, or whenever I give up, there is someone who will take over. So, een van my nageslagte moet oorvat, en die legacy run. Dit gebeur by koningskap. Maar ongelukkig kon Jonathan nie oorvat nie. Toe vat David oor. Maar David wil nou teruggaan en oorgee na Mephibosheth. En die rede hoekom Mephibosheth gebeland het in Lodebar, as 'n gedeelte in Samuel, toe die geveg gebeur, toe is daar 'n nennie betrokke, 'n oppasser, wat vir Mephibosheth op haar rug gehad het, maar Mephibosheth het gaan faal. So daar toe kom die verlamheid in. En Mephibosheth voel net, kom ek gaan vertoef in die plek van verlate. Van my oupa Saul het niks genade gehad nie. Daarom vra Mephibosheth, wat gaan so? Hy beskryf homself, hy's 'n niks. Hy voel so doejon. Wat gaan ek maak aan die tafel van die koning? Min gewete. Dit was sy tafel gewees hy. So die tafel wat hy gaan sit, is dieselfde tafel wat sy pa Jonathan voorgeberei het aan David. Baie waar. En man, ek het lief vir die ou mense woorde. My ouma het my geleer dat 'n mens se toon het nooit 'n neus nie. En my woorde sê vir my dat my kind, whenever you meet someone, jou gesindheid moet dieselfde bly.
Ja. Van morgen bevind je jezelf in die persoon. Ik ga nog gewoon van een gezamenlijk maken, mijn leren. Hier is van Lukov. Ik is van Flipston, maar zoals daarom. So, ik moet je kan mooi treat in Flipston. Zoals ik morgen kan komen in Lukov. En als je niet daar, maar als je kinderen daar, dan kan je zeggen, luister, Wingele Steto is vandaag in het dorp. Hij is een man van de Heer. Dit is heel wat Jonathan gedaan heeft. Daarom voel David, nee man, ik ga terugwerken. Ik wil toemaken. Ik wil klaarmaken. Mijn ding is, die evangelist toch, is die man wat die olie nodig heeft, is in die veld. En die man weet van niks af. Maar die mannen wat bij die huis is, weet hier wordt gekom olie. Dis waarom hulle almal vir hulle uitgevat het, netjies gemaak het, want die profeet is op pad. Die man van die Here is op pad om te kom olie. Die Bybel sê toe die man van die Here inkom, toe sien hy, ja maar hier is manne wat geolie kan word. Maar ongelukkig was die man wat geolie word in die veld. Die rede hoekom ek so sê, die man was in die veld wat geolie moet word. Daar is manne vandag wat met ander manne se salwing word. Jy loop met jou eie salwing. En meneer, jy loop vandag met iemand anders se salwing. meneer, Vandag sit die manne tafel om jou roeping of jou salwing of jou wat te vat vir hulle. David is in die veld, maar die profeet voel om te sê, hier's manne wat kan gesalf word. In vandag se lewe in, kyk ons uiterlik, ons kyk nie innerlik nie. Maar die Bybel sê, David van die woord van die Here, en hy steek hom diep binne in die brandklies van sy hart weg. Met ander woorde, wat wil ek nou sê? Daar's manne wat die woord van die Here vat en in sy brein insit en aflees soos 'n resitasie. En dan kry jy manne wat die woord van die Here vat en hom in sy hart inwes. Olifant, wat praat jy nou? Olifant, Kry vir jou manne wat die woord van die Here in hulle harte wegbêre. meneer, Kan nou praat nie van dit toe. meneer, je mag weer iets misgoed. Je mag weer iets misgoed. David, als die bij de huis, toen Samuel bij die basis komt van Isaïe, om te komen zeggen dat een koning wat moet gezalfd worden in die huis. Glorie. Daar moet een feest gehouden worden voor die koning wat moet gezalfd worden. Yes. Maar Daarvoor is voorbereid. diezelfde broers kan niet teruggaan naar David toe in de veld toe om te zeggen, ons allemaal is hier. Die tafel. Hier is de tafel. Hier moet gezet worden. En hier moet de koning het komen. Maar arme David is daar in die veld. Arme herdertjie, Hy waren nie oor baie. pas die skape op. En hoekom ek sê pas die skape op? Die Here het hom voorberei. Hy's 'n herder. And whenever you are a shepherd, you are a king. Dis waarom leier. Dis waarom leier. Toe David na die laar toe gaan. En toe hy ontmoet met Goliat. Dat het nie by David se brein opgekom. Om 5 klippies te gaan haal by die spruit nie. Maar dit het by sy hart opgekom. Want die rede is, die woord van die Here lê in sy hart.
Wat by die brein opkom, is te vergeefs. Maar wat by die hart uitkom, is vir ewig. Dis hoekom die Bybel sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Want die hart kan baie gevaarlike ammunisie stoor binne hom. David stoor die woord van die Here in sy hart. Vandag stoor ons nie die woord van die Here in ons harte nie. Ons stoor vir dinges in die hart. Ons stoor vir dinges in die hart. Ons stoor vir dinges in die hart. Wanneer kry die woord van die Here kans om in jou hart te kom? Nou my leier, die ding kom aan. Die twee broers kry 'n geleentheid. En die vader vra vir hulle. En hulle kom terug. En die ene sê, my pa, gee dit wat aan my behoort. En inheritance vind ons plaas, whatever, daar niemand die is nie. Erfposie vind plaas, wanneer die persoon afgesterf het. Maar die een seun voel, gee die wat aan my behoort, my pa. En die Bybel sê dat die verlore seun het geverkoos. En as hy verkoos, hy het sy goede uitgebreek. En daar was niks hier nie. Maar hy bevind homself op die varke op. Tussen die varke. En die probleem kom aan. Hy sê vir homself, hy sê vir homself, my pa se huurlinge lewe beter as hoe ek moes lewe. Sy begeerte is, hy wil graag eet van die varkepele. Maar daar is hier geliefde vir my. En die Bybel sê, elke dag het die vader in die pad gestaan en afgekyk wanneer die seun aankom. Maar die seun wat elke dag by sy pa is, kry nie genoeg nie. Daar kom 'n gedeelte en die seun kom tot homself en voel, ek gaan opstaan. Ek het gefouteer, ek het gemisluk, maar ek gaan terug om reg te maak. Hoeveel is daar van ons dat voel, ons wil reg maak en teruggaan na ons vader se huis toe? Wat wil jy vir my sê? Waarom is goed laat maar jongens, goed laat maar. En op pad terug, sê sy pa vir die huurlinge, bring julle vir my 'n ring vir sy vinger en slaag julle vir my 'n vetgemaakte kalf. Maar stil, die was elke dag by jou pa gewees en jou broer was weg gewees. Maar die jaloesie is toch altyd daarin. Daarom gebeur vandag se lewe in. Ons word, ons het vriendskap met mense wat ons nie ken nie, wat nie jou bloed is nie, wat nie jou broer is nie. Sluit jy 'n verbond aan en hy verbond kom, jy kan word 'n boesemvriend. Dankie, Here. Dieselfde gedeelte van Jonathan en David. David was nie Jonathan se bloed nie. Jonathan was David se bloed nie, maar hulle het 'n vriendskap. Hulle is nie een bloed nie. En nou sal jy gebeur het, my broer is afgestig oor my en ek is as oor my broer. Kain en Abel as die exempel. Ja. Ek sluit af. Jules se broer sit aan tafel met Joseph. Maar man gewete het hulle vergeet. Vandag wil sê, het gaan nie oor salwing nie. Het gaan oor die heerlikheid oor jou lewe. Het maak jy vandag saam wie jy deurmaak vandag en luisteraar. Maar kry vandag jou tafel. Het hoef nie 'n mooi tafel te wees nie. Maar het moet 'n tafel wees wat die hart van die Here beweeg. Het moet 'n tafel wees, o Here help my. Het moet 'n tafel wees wat die hart van God beweeg. Dankie, Here. Voel vandag soos 'n Dawid sê, ek sit die hart. Ek sit die woord in die hart. Jy begin spreek vandag. Hy sê die hart. Ontvang dit eerste. En dan transfereer dit oor
na die gedagte toe. Glory. Baie waar. Die broer sê vir die vader, hoe doen jy nou weer dit aan ons broer? Hy het sy goed gevat en geloop. Maar spiritual wise sê die vader vir hom, hy was weg. Hy was blind. Maar nou kan hy weer sien. So, ja, daar is mense in die lewe aan. Wat net jou ondergang wil sien, maar nie jou vooruit gaan nie. Daar is mense in die lewe aan wat lekker voel, lekker kry as jy daar asfalt in die strate loop. En dan kry jy mense in die lewe aan wanneer jy opstaan en jy gaan terug na die huis van die Here, dan is ek ook weer jaloers. Dan vra ek myself af, wat wil die mense hê moet ons doen? Julius, Apostel Lammert, u praat die waarheid. Ons mense nodig 'n tafel van vlees om die Here te vrees. Ons het baie gemak geword. En as ek sê ons het gemak geword, ek voel vandag stellig, ek kan preek, ek kan musiek maak, ek kan sing. En die vrees is nie meer daar nie. Ek maak dit nou 'n gewoonte. En ek voel net ek kan die beste doen. Ek kan met my medemense nie regkom nie. Ek kan met my buurmense nie regkom nie, ek kan sing. Ek hou nie van mense nie, ek kan sing. Ek kom nie reg met mense nie, ek kan preek. Dit word so gewoonte en so ontwikkel die vrees en jy word nie weer bang. Jy voel net, jy is die type mens wat jy wil wees. Jy word nie weer bang, maar wanneer vrees ons weer die Here? Glory. Dankie, Here. En die geheim is, dankie Boetianie. Die geheim is, met wie sit jy aan tafel? Glory. Dis die geheim. Ons sit vandag met mense aan tafels wat houdings het. En as ek praat in 'n houding, die Bybel sê dat daar is 2 manne wat langs Jesus hang op die kruis. Maar een kom hang met die houding van die mense wat hulle gekruisig het. Hy begin vir God te spot en vra, as jy die seun van die mens is, verlos jy dan self en vir ons. Dieselfde houding. Maar die ander man sê, wow, jy verstaan nie Jesus nie. En hy sê, Jesus, wherever, as jy gaan na die paradys, dink ook aan my. En onmiddellik, is daar plek vir 'n man in die paradys. So 'n houding is baie aansteeklik. Ek preek 'n gedeelte van die oorvloed. En ons mense verstaan ons wat 'n vloed is. En ons word groot in huise wat ons ouers ons sê dat my kind Willem Olifant het 'n slegte invloed oor jou lewe. So which means 'n vloed verwoes jou van binnekant af. En as ek sê van my broer het 'n slegte invloed oor my, hy verwoes my, hy besoedel my. Hy wil my die mens maak wie hy is. Maar ek sukkel om die mense nie, maar die moment ons saam beweeg, kom daar 'n skudding. Ja, is baie waar. Is baie waar, ek voel jou. Hy voel my. Slegte invloed. Met wie sit jy aan tafel? Dis hoekom jy kry mense vandag, jy het nie 'n voet of 'n stream in hom gered. Yes. Maar, einde van die dag, net dit wat hy gehoor het vir hom 'n invloed gegee, om ook nou vir jou kwaad te word. So met ander woorde, is die invloed wat iemand kry,
wat die situasie verander. Yes. En my leier, wat gebeur in Genesis? Adam en Eva kry die opdrag dat daar 'n spesifieke boom is wat hulle nie moet aan eet nie. Maar toe die slang kom moet die in die en die slang sê vir Eva dat jy kan eet van die boom. En toe Eva die slang met die boom met 'n ander gekyk. En as ek dieper gaan ek sê dat heeltyd en ek nie gewaarig oor jou nie. Lekker met jou gelewe, saam gelag, saam in tafel gesit. Maar nou hoor jy iets. Terwyl van 'n storie. Nou hoor jy iets. Kyk jy met aandag. Nou hoor jy iets van my. En na die aandag, Ons het nie gaan gegaan. sit ek 'n tafel met my broer rondom jou lewe. Dit is moeilik. Dit is moeilik, my broer. Dit is moeilik. Dankie Boetiani. My leier, ek weet jy wil jou broer tevrede stel. Ek weet jy wil jou suster tevrede stel. Ek weet jy wil jou familie tevrede stel. Maar die perfecte lê by jou. Dit gee jou nie reg om aan tafel te sit met hulle nie. Maar Jonathan, Jy kry 'n tafel van onheil. Dan kry jy ook 'n tafel van vrede. Dan kry jy 'n tafel van besoedeling. 'n Tafel van vrees. 'n Tafel van jaloesie. Verskillende tafels kry ons in die lewe. Maar ek wil vir iemand sê wat moedeloos geword het. God het vir ons 'n tafel voorberei terwyl die vyand moet toekyk. 'n Vyand sal nie by hy tafel uitkom nie, want dit is vir jou voorberei. Dit maak nie saak wat by die tafel is nie. Dit kan pap en water is, dit kan brood en vleis wees, brood en vis, maar die tafel is vir jou voorberei. Dis hoekom die skrif sê, ek weet watter gedagte ek aan julle koester, en gaan na julle koester. Nie 'n gedagte van onheil nie, gedagte van vrees nie, gedagte van 'n hoopvolle toekoms. Vir iemand sê en bemoedig in die middaguur wat nou vrees het, daar is 'n tafel vir jou voorberei. Terwyl jou teestanders kyk, sien hoe jy jou feesmaal geniet, mag die Here u seën. en daarom wanneer vandag sê hy, die tyd toen we Samson het roep in die trompet, sê die woord, en toe 'n harte vrolik word, sê hulle roep Samson. En vandag wil ek jou sê, moet jy jou vyande dood verwens nie. Bid dat hulle harte vrolik wees. Want hulle dieselfde vyande gaan voor die tafel staan, wanneer God die tafel voor jou teestanders berei. Luister vandag wat die woord van die Here sê. Aan wie se tafel sit jy vandag? En dit was nie jou fout gewees. Dit is nie jou skuld gewees dat jy moes gefaal het nie. Om jy was nie wys genoeg gewees, en jy was deel van die tafel gewees. Maar die ding gebeur, weet jy, is ons sit vandag aan tafel. Ons is 4 manne. Ons beplan ons apostel Lambert se val. Maar dan kom val een van ons 4 wat by die tafel was. Dan staan die man van die Here sterk.
Maar in jou val was nie jou voet gewees nie. Maar die opstaan lê in jou hande in. Mag die Here jou seën, luisteraar. Ons bless U. Bly by die Here en moet nooit opgee nie. En wees vandag versigtig en vrees in watter tafel jy sit. Baie belangrik. As 'n tafel wat mooi lyk, 'n tafel wat lelik lyk, maar weet wat 'n tafel jy aan belangstel en wat 'n tafel jy besit. Nie alles wat mooi is reg nie. En daarom sê die woorde van die Here dat daar is 'n weg wat vir jou reg lê. En die einde van die weg is die weer van die dood. Glory to Jesus. Die pad lig vir jou reg, maar die einde van die pad is die weer van die dood. Ek leer in die Pinksteren dat ons paai is nie gesaai met rose nie. Maar bly by die Here. Shalom.